Goed, as jy nou al 'n paar keer saam met my deur balansstaat video's gewerk het, sal jy weet, dis baie belangrik om altyd eers die inligting wat jy weet, die formaat in te skryf, sodat jy weet waarna jy moet soek. So by 1.4 vra hulle vir jou, jy moet die staat van finansiële posisie voltooi, waar daar nie notas verlang word nie, moet jy berekeninge wys. So dit jy moet basies al jou berekeninge invul, want daar's geen notas behalwe die behoue inkomste nota nie, wat hulle reeds ingevul het. So kom ons vul eers in, wat kom hier in? Eerste is dit vaste bates. Jou bedryfsbates is natuurlik jou voorraad, handels en ander ontvangbares, kontant en kontant ekwivalente, dan sit jou ekwiteite laste, gewone aandele verbandlening, bedryfslaste is handels en ander betaalbares, dan is dit gewoonlik jou aandeelhouers vir dividende. Hier kan ook oortrokke bank inkom, nê? Onthou dit. Maar ek onthou spesifiek, hulle het hier gesê, bank is gunstig, so dit is nie daai nie, nê? En dan natuurlik ook gewoonlik 'n lopende deel van die lening. Of 'n korttermyn lening, hang of vir julle geleer is, albei is reg. Okay. So kom ons kyk wat het ons alreeds. Die vaste bate nota het hulle vir ons gegee, maar hulle het nie vir ons genoeg inligting gegee nie. Stem julle met my saam? As ons nou kyk na die vaste bate nota, daarso, hulle het nie vir ons die totaal, hulle sê daar's grond en geboue ook en ons het nie genoeg inligting nie. So kom ons los hom eers uit. Dan het ons, natuurlik het ons die voorraad. Onthou julle, ek het vir julle aanvanklik gesê, die voorraad gaan gelyk wees aan die slotvoorraad van die sonpanele. So ons gaan nou kyk na 1.1, die waarde van die slotvoorraad was 898,800. So dit die slotvoorraad 898,800 is gelyk aan my voorraad. Onthou as ons die lopende voorraadstelsel gebruik, gaan hierdie gewoonlik die fisiese voorraadopname wees, nê. Maar in hierdie geval is dit die slotvoorraad wat ons moes bereken het met die spesifieke identifikasiemetode wat die periodieke voorraadstelsel is. Dan moet ons die handels en ander ontvangbares bereken. Nou vir handels en ander ontvangbares is dit almal wat ons geld skuld. So dis deposito's, dis vooruit ontvangde inkomstes, dis gewoonlik opgelope inkomstes en vooruit betaalde uitgawes. Dis alles deel van dit. Dit kan ook natuurlik altyd jou debiteure wees, so onthou van jou debiteure, moenie daarvan vergeet nie. Dis gewoonlik die maklikste een. So kom ons kyk gou wat het hulle al vir ons gegee en ons hierso net in hierdie. So alles wat nou geld gaan wees wat mense vir ons skuld. So vaste bates is nie daar nie, voorraad nie, netto handelsdebiteure. Dit is altyd in my handels en ander ontvangbares. So kom ons skryf dit so lank in. Dis 209,100. So 209,100, gunstige bank is by kontant en kontant ekwivalente, maar hulle het hom nie gegee nie. 'n Deposito vir water en elektrisiteit, dit beteken ons het die deposito gegee, maar wanneer ons ook al uittrek, gaan hulle dit vir ons moet teruggee, nê. So daai is R11.000, daai deposito. So onthou enige deposito wat ons betaal het, is eintlik 'n bate vir ons, want ons gaan dit later weer terugkry. Hierdie SAID voorlopige betalings, ons gaan net nou 'n SAID rekening moet maak om te sien of is SAID 'n debiet of 'n kredietsaldo. As dit 'n debietsaldo is, gaan dit kom by handels en ander ontvangbares, en as dit 'n kredietsaldo is, by handels en ander betaalbares. Dan is daar handelskrediteure, dit kom by handels en ander betaalbares, finale dividende, hieruitgawe direkteursfooie, niks van dit nie. Kom ons kyk na die ander inligting wat hulle vir ons gegee het, dalk is daar of kom ons werk eers verder weer net na die basiese inligting wat ons het. Kontant ekwivalent het ons nie genoeg inligting nie, nê. Bedryfslaste, verbandlening, het ons hier 'n bedrag vir verbandlening, 609,840. So kom ons skryf dit so lank in, 609,840. Dan by handels en ander betaalbares is daar definitief 'n krediteure bedrag. Onthou ons het gesê die krediteure kom daarin, 763,860. So daai is altyd lekker maklike bedrag wat jy kan kry, nê? En dan aandeelhouers vir dividende, die finale aandeelhouers kom ook daarin. Daar's klaar 'n maklike punt wat jy ook klaar gekry het. Nou die lopende deel van die lening en al daai, dit sal ons nou later moet invul. So dit het ons nou die basiese goed voor ons aansuiwerings gedoen en dit wat ons het klaar ingevul. So daar het jy klaar jou maklike paar punte, nê? So kom ons kyk nou na die res van die aansuiwerings. Hierso by nommer 4, 'n krediteur met 'n kredietsaldo. So as ek daai sien, dan teken ek altyd vir my T-rekeninge. Hierdie is die krediteur, hier is die debiteur, nê? Nou onthou, krediteur werk so om
want hy is 'n bate en 'n debiteer werk so om. Plus minus, minus plus. So hy het 'n kredietsaldo van R1,500 en hy moet oorgedra word na sy rekening in die debiteure grootboek. So hy skuld ons geld en ons skuld hom geld. Maar nou gaan ons sy rekening oordra om dit van mekaar af te trek, nee. So ons gaan hom oordra, so ons gaan sy rekening debiteer, wat beteken die krediteure gaan minder word, en ons gaan sy rekening by ons wat 'n debiteer is, krediteer, wat beteken die debiteure gaan ook minder raak. So daar is eintlik 'n baie eenvoudige sommetjie. Sien as jy 'n T-rekening trek, hoe maklik is dit? So ek gaan by handels en ander ontvangbares moet R1,500 minus, en ook by handels en ander betaalbares R1,500 minus. So by handels en ander ontvangbares minus ons R1,500 vir daai rekening wat oorgetrek dra is, en by handels en ander betaalbares minus ons ook R1,500 vir daai rekening wat oorgedra is. OK, volgende. 'n Stoorkamer word sedert Oktober teen R11,200 per maand verhuur. Die huur is April verhoog, maak voorsiening vir uitstaande huur. So eerstens moet ons nou uitwerk wat moet die totale huur wees, en dan kan ons kyk hoeveel minder is dit as dit wat ons by hierdie huuruitgawe het. En dit gaan dan gelyk wees aan my opgelope uitgawe, en dit is gelyk aan 'n krediteer, nee, by handels en ander krediteure. So kom ons kyk. So dit was R11,200. So van 1 Oktober tot en met 1 April is dit verhoog, so tot en met 31 Maart was dit 'n bedrag. So dit is hoeveel maande? Van 1 Oktober is dit 9 maande. Oktober, November, Desember, Januarie, Februarie, Maart. Nee, ek sê verkeerd, 6 maande. So vir 6 maande was dit R11,200, nee. En dan gaan dit vir jou totaal gee van R67,200. Toe van 1 April tot die einde van die finansiële jaar wat Junie is, so dit is gelyk aan 3 maande, was dit 'n ander bedrag. Dit was R11,200 maal met 7%, 7,5%, en dan plus ons dit by die R11,200. Hoekom plus ons dit by die R11,200? Want dit is 'n verhoging, so ons gaan uitwerk wat is 7,5% van R11,200 en ons plus dit daarbey. Jy kon natuurlik ook net gesê het R11,200 maar met 107,5 oor 100. En dan sal jy dadelik die bedrag gekry wat die verhoging insluit. En dan gaan ons daai totale bedrag maal met 3 maande. En dan kry ek 'n 36120. So hierdie twee bedrae is die totale huur wat ek moes ontvang het. So wat is 67200 plus 36120? Dit gee vir my 'n totaal van 103,320. So dit is hoeveel huur ek eintlik moes ontvang het, moes betaal het. Maar hoeveel huur het ek betaal? Slegs 91,000. So wat gaan hierdie opgelope uitgawe wees? Dit gaan wees 103,320 minus 91,280 en dit gaan vir my bedrag gee van 12040. So wat moet ek nog betaal word vir huur, of wat skuld ek nog, nee, ek praat verkeerd, wat skuld ek nog vir huur? 12,040. So wat is my opgelope uitgawe? 12,040. So die opgelope uitgawe maak die krediteure meer, ek skuld meer geld, daai 12,040 is my huur uitgawe. Ok, so daar het jy nou klaar daai volgende een gedoen. Goed, volgende. Die maatskappye, hier is ons nou by lening. Lening Shilo Bank, die lening staat toe in die volgende, die totale betalings, insluitend rente, rente gekapitaliseer. So ons moet die rente gekapitaliseer nog hier bytel, nê? So plus rente gekapitaliseer is 83160. Ok. Nou sê hulle vir ons, 20% van die lening gaan gedurende die volgende finansiële jaar betaal word, vereffen word, so dit is gelyk aan my lopende deel van my lening, of my, ek noem dit sommer maar net my korttermyn lening. So hoe gaan ek daai 20% kry? Ek gaan nou my totale leningsbedrag vat, wat daai bedrag is, nê? Maal met 20%, en dan gaan ek kry, ok, dis 139,600. So wat gaan ek nou doen? Ek moet nou vat my totale leningsbedrag, wat nou daai twee bymekaar getel is, so dit gee vir my 693,000, dit is wat my leningsbedrag was. Nou moet ek my korttermyn lening daar aftrek, 139,600. En wat moet ek nog met daai 139,600 doen? Ek moet dit dadelik by my lopende lening
inskryf, my lopende deel van my lening. So daar gaan jy saamwerkpunte kry, nee. So moet ek die 139.600 gekry, ek het gesê my totale leningsbedrag maal met 20%, want daar gaan 20% daarvan afgetrek word. So daai 139.600 is nie meer 'n langtermyn lening nie, dis nou 'n korttermyn lening vir die volgende finansiële jaar. En dan kry ek my totale lening van 5,54400. Okay, dis my totale nie bedryfslaste somme ook. Okay, dis die leningsding. Nou die laaste ene. Die maatskappy het 3 direkteure wat dieselfde fooi verdien. Een direkteur is 2 maande vooruit betaal. Yes, hulle love it om hierdie ding so te vra die laaste ruk. So ons gaan nou sê, daar's 3 direkteure, elke direkteur het 12 maande se salaris ontvang, nê. So dit gee vir jou 36 maande se salaris. Maar nou sê hulle een direkteur het 2 maande vooruit ontvang. So daar is in totaal 38 maande se salaris betaal. So nou wil ek weet, hierdie direkteurfooie wat hulle vir ons gegee het, is 38 maande se salaris. Ek wil nou daai 2 maande vooruit hê. So wat gaan ek doen? Ek gaan sê, die bedrag van 1,824.000, hier ja, miljoen, daai bedrag, die direkteursfooie, en dan gaan ek sê, ek soek 2 van die 38 maande, want daar is die totale van 38 maande. En dan gaan ek sien, okay, die direkteursfooie wat ons vooruit betaal het, is 96.000. En 'n vooruitbetaalde uitgawe gaan na my op handels en ander ontvangbares toe. So daai 96.000 gaan ek nou hierby moet bytel, want dit is vooruitbetaalde uitgawes. So hulle moet daai geld vir ons teruggee as hulle nie daai verdienste vir ons lewer nie, dis 'n bate vir ons. So dis die 96.000 rand. So hulle is lief daarvoor om hierdie maande ding te vra. So maak altyd seker, hulle kry per maand 'n fooi, daar's 12 maande in 'n jaar, elkeen kry 12 maande se salaris, dis 36 maande se salaris, maar daar's 2 maande ekstra, dis hoekom dit 38 maande is. So onthou met so per maande uit te werk, dit maak dit baie makliker. Goed, nou het hulle redelik alles vir ons gegee, daar's nog een deel wat ons moet bereken en dis die inkomstebelasting. Nou ek teken altyd 'n SAID rekening, so nou wil ek kyk, skuld ek SARS geld of skuld SARS ons geld? Nou SARS werk mos so, as ek SARS betaal, dan is dit net, dink gou-gou, jy krediet bank mos, en dan debiet ek my SARS rekening, nee, vir SAID rekening. So hulle het hier vir ons gesê, die was 'n voorlopige betaling, waar is hy nou? Voorlopige betalings van 359.000. Okay, en nou moet ons uitwerk, maar wat was die actual inkomstebelasting? So die inkomstebelasting het hulle mos nou vir ons gesê, was 309.000 rand. Inkomstebelasting. Hoekom kom hy aan hierdie kant? Want inkomstebelasting word gedebiteer en SAID word gekrediteer. Ons skuld dit aan hulle. Maar nou sal jy sien, die inkomstebelasting is minder as dit wat ek betaal het. So nou gaan ek sê, okay, saldo oorgedra, 50.000 rand, 359.000, 359.000. En dan sien ek, okay, die saldo van my SAID wat ek af gaan bring, is 50.000 rand. So 50.000 rand is 'n debiet saldo wat beteken SAID is 'n bate, hulle skuld ons geld. So daai 50.000 rand moet kom by handels en ander ontvangbares. So verstaan julle hoe het ek by die 50.000 rand uitgekom? Jy kan ook maar net gesê die totale voorlopige betalings is meer, as die voorlopige betalings meer is as die inkomstebelasting, dan beteken dit is vir ons 'n bate, want ons het meer betaal as wat ons eintlik vir SAID skuld. So hulle skuld ons nou geld. So dis daai 50.000 rand. Okay. Nou is ons basies deur al die aansuiwerings behalwe hierdie laaste inligting. Nadat al die aansuiwerings in ag geneem het, is die bedryfskapitaalverhouding akkuraat op 1:2 tot 1 bereken. Nou bedryfskapitaalverhouding is bedryfsbates tot bedryfslaste. So dit beteken vir elke, as ek my bedryfsbates wil kry, gaan ek my bedryfslaste moet maal met 1,2, dan gaan ek my bedryfsbates kry. Okay, of as ek my bedryfslaste wil kry, moet ek my bedryfsbates deel deur 1,2. Goed, so die bedryfslaste, kan ek dit nou bereken? Ja, nou kyk ons wat ons nou nog kort, nee. My bedryfsbates kan ek bereken, ek tel daai minus daai plus daai bymekaar, dan kry ek 77400. Okay, nou kan ek my totale bedryfslaste bereken. Daai plus daai plus daai, gee vir my 'n totaal van 1173123. Nou het ons nou net gesê, ek kan my bedryfslaste vat, maal met 1,2 en dan kry ek my bedryfsbates en dan kry ek 1407600.
Okay. Kan ek my handels en ander ontvangbares kry? Ek kan, ek gaan daai plus daai minus daai plus daai plus daai en dan kry ek 'n totaal van 364,600. Nou kan jy sien, al wat kort hier by die bedryfsbates is my kontant en kontant ekwivalente. En jy weet, al hierdie by mekaar getel gee ons nou vir jou totale bedryfsbates. So ek kan sê, my bedryfsbates minus my voorraad minus my handels en ander ontvangbares en dan gaan ek hierdie bedrag kry. En dis 144,200. Okay. Nou kort ek nog bietjie hierso goeder. So kom ons kyk of ons nie die totale ekwiteit en laste kan bereken nie. So ek gaan my totale gewone aandeelhouers ekwiteit vat, ek gaan my nie bedryfslaste vat en ek gaan my bedryfslaste vat en ek gaan dit alles bymekaar tel en dan gaan ek my totale ekwiteit en laste kry wat gelyk is aan 4,527,400. Jy weet die reël is totale bates is gelyk aan totale ekwiteite plus laste. Dit is die rekenkundige beginsel, nê. So dan gaan ek sê 4,527,400. Hierdie twee moet gelyk wees. Okay. Nou het ek my totale bates. My totale bates kry ek mos deur my nie bedryfsbates plus my bedryfsbates. Nou ek het my bedryfsbates, ek kort my nie bedryfsbates. So stem julle saam, ek kan sê totale bates minus my bedryfsbates, minus my bedryfsbates gaan vir my nie bedryfsbates gee. En dit is 3,119,800. So stem jy saam, ek kort nou nog net my vaste bates daar, maar my vaste bates plus my vaste deposito gee vir my nie bedryfsbates. So as ek gaan sê, my nie bedryfsbates minus my vaste deposito, dan gaan ek my vaste bates kry van 2,537,800. Okay, en daar het jy nou sopas jou totale staat van finansiële posisie voltooi. So dis 'n mond vol, maar sien jy hoe belangrik dit is dat jy jou vaste baat, al jou formaat so goed ken, sodat jy weet wat kom in watter nota, sodat jy nie hoef te soek vir goeders nie. En soos jy deur jou inligting gaan, dan weet jy, okay, hierdie is 'n vooruitontvangde inkomste. 'n Vooruitontvangde inkomste is skuld vir my, so dit gaan na my bedryfslaste toe, of my handels en ander betaalbares toe. 'n Opgelope uitgawe is 'n las, hy gaan na 'n vooruitontvangde uitgawe is 'n bate. Verstaan nie, jy moet so al daai goeders uit jou kop uit ken om seker te maak. So gaan kyk gerus na die video's van die balansstaat as jy nog steeds vashak. Dis die einde van vraag 1.